So, toe ons klein was, het ons 'n liedjie gesing, Humpty Dumpty. Ken julle die liedjie? As jy klein was, het jy hom geken, hè? Nou, hierdie liedjie is gebaseer op 'n waarheid van 'n koning, koning Richard III van Engeland, toe hulle nog 'n empire was, het hy in 1485 het hy die Battle of Bosworth het hy verloor, verslaan, en ek dink hy is toe ook doodgemaak, is nie seker daarvan nie. En, maar hy het 'n Hansberg gehad, so, jy ken ons die Hansberg van Notre Dame, was nou nie hy nie, maar hy het so, en dan het hy ook vet gewees, so hulle het hom gesê, hy is soos 'n eier, hy lyk soos 'n eier. En toe het hulle 'n liedjie begin sing, die kinders het eintlik dit nou maar gemok, en toe sê, en dan sing hulle so, en dit het ons ook gesing, en hy het 'n Afrikaanse stertjie bygekry. So die van die liedjie ken, kan het saam met my sing. Tot op 'n punt, dan moet ek nou alleen voortgaan. So hy gaan sê, Humpty Dumpty sit on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men, couldn't put Humpty Dumpty together again. Julle ken dit, nee? En dan sê ons, dit is alles waar, dit is alles waar, maar die mense sê, ons sal ook soms soos hy daar lê. Ons stikken so groot, dat niemand ons ooit weer heel kan maak. Dis eintlik waar die liedjie gaan, verstaan jy, dat niemand kon hom, in ons is partykeer ook so stikkend. Nou, hierdie liedjie is waar, en dan is hy ook onwaar. Hy is definitief waar in die sin, en dis die stukkie wat ek nou gesing het, ek weet nie wel wat jy gesing het nie, dat die mense lees soms ook soos hy, stikkend. En jy gaan vandag sien dat die stikkendheid kom partykeer wat mense aan jou doen, weet jy verder waar die egskeidings gaan, of die bankrotskap gegaan het, of onderwysers wat vir goed gesê het, maar baie van ons stikkendheid kom eintlik van, hulle noem die NEC syndroom, die Neglected Emotional Child in ons. Ek gaan nie nou vra wie's dit nie, want ek wil dan gaan almal julle hande opsteek, ons hoef dit nie te doen nie, maar ons sal nou net daarna kyk. Maar dit is onwaar in die sin, dat ons stikkendheid, dit is nie so dat daar niemand is wat dit nie kan regmaak nie. Want dit is wat die boodskap vandag van ons wil sê uit Jesaja is, Jesus het gekom, en hy het hierdie genesingswonderwerke op aarde gedoen, maar dese gees wil hy vandag, en elke dag, die gebroke kind in jou, the inner child, wil hy kom en hy wil genees. En dis waaroor ons vandag gaan gesels. So ek hoop jou ore is gespits en jou hart is oop, want vandag gaan dit oor hierdie Humpty Dumpty in jou. En ek wil hê vandag beleef, as jy wil, hoe God se superglue jou aan mekaar sit. Ons het merke, skaafs, littekens, maar ons is heel. Ek sal vir jou verduidelik wat heel weer beteken. Maar dit gaan nogal veral oor wat hierdie superglue is, en jy gaan vandag ontdek dat Jesus se superglue is interessant. Maar hy is nie meer hier nie. Maar wat het hy kom doen? Hy het ons aan die Vader toe gevat, en hy het ons aan die Gees voorgestel. So sy superglue gaan jy vandag beleef, is die Vader se liefde en die Heilige Gees se liefde. Ons gaan daarby uitkom, okay, is dit reg, ja. Goed, so die vraag wat jy vandag van my sal vra, en wat jy moet beantwoord, voor jy, of hoekom jy na die preek gaan luister, is, dink jy hier waar jy sit, het jy 'n inner child wat genees moet word? Okay, so ek wil sê, jy moet eintlik op die stadium sê, jy is nie seker nie, dan is jy op 'n goeie plek. As jy sê is nee, sterkte, die diens is so 25 minute, so jy het gaan swaar gaan, ja. En dan vir ons wat sê, nee, ek wil uitvind daaroor, gaan ons die volgende vraag beantwoord, maar hoe werk hierdie superglue? Weet, mense sê in die kerk sê, Jesus maak jou gesond, en so, ek is genees deur die Vader en Jesus en die Heilige Gees, so ek het kanker gehad. Maar die inner child, ek bedoel, hoe gaan dit werk, verstaan jy? Dit wil ek vandag met die genade van bo vir jou verduidelik. So mag jy uitgaan geseënd en met vrede. So vandag se reis wil dan hierdie twee vrae beantwoord.
Maar ek wil begin met die profesie van Jesaja, want hierdie is nie 'n TED talk nie, dis 'n preek. So dis die verkondiging van die goeie nuus, en die goeie nuus kry ons in die Bybel. En so ek gaan dit vir julle verduidelik. Nou, die vir julle wat nou nog nooit hier was nie, Jesaja het die reise onderneem wat God hom opgevat het in die toekoms in. Hy het 700 jaar voor Christus, eintlik 774 jaar voor Christus het hy begin dat God hom gevat het om vir hom beide die skade te wys wat mense doen en wat met hulle gaan gebeur. En daar 66 hoofstukke, maar ook vir hulle die hoop te gegee het. En die hoop is hy is gevat na Jesus se tyd toe. Wat weird is eintlik, sou daaraan dink, jy weet. So ek beskou dit eintlik so dat hy was nie 'n beswyming gewees nie. Maar God het hom buite tyd uitgevat en dan het hy die aarde gestop. En dan het hy hom gehad daar waar Jesus gekom het en die engel by Maria was en by Josef was en hy die geboorte gesien. Miskien nie so duidelik soos ons nie. Dalk deur 'n doek, maar hy het dit beleef. En dan het hy ook sy kruisiging gesien en sy opstanding, maar wat hy ook gesien het is Jesus se genesingswonderwerke. Dis eintlik amazing in die boek. So in die prediking wil ons fokus hierop. So wat het ons laas week gesien? Of die week voor dit? Toe ons begin het, en dan sien hy die mense, die engel sê, hy sal Immanuel genoem word. Dit staan net daar, Matteus, en dan staan dit weer in Jesaja. En wat het ons uitgevind? Ek het 'n middelnaam. My middelnaam is Immanuel. Gaan kyk maar die preek. Wat ons laas week gesien, dat hy sien toe hoe Jesus was, dat hy die wonderbare raadsman was, die ewige God, die vredevors, die ewige Vader. En dan sien ons, as jy dit lees op 'n vlak van eenwording, dat dit is die titels wat ek en jy dra. Dat as die Gees in ons bly, want ons leef in die tyd na Jesus, in die tyd van die Heilige Gees, dan het jy hierdie wysheid wat jy kan uitstraal en mense sal sê, jy is die wonderbare raadsman. En die manier wat jy kwaad oorwin het, dat die ewige God in jou is, jy sorg vir ander soos die ewige Vader, en jy is 'n vredevors, jy verstaan, en dat jy is 'n geskenk aan die wêreld, gaan kyk daarna. Vandag wil Jesus sê, soos dat ek die dogtertjie Jairus gesond gemaak het, en Jesaja dit gesien het, wil ek jou as die kind in jou gaan gesond maak. Hy sien byvoorbeeld hoe Jesus hierdie lam man wat sak uit die dak uit, hier sy vriende, en hy maak hom, dat hy weer loop, hy kon nooit loop nie, jy kan dink hoe dit voel. En hy begin dans daar, hy sien hoe die melaatses na Jesus toe kom, en hy vra, wat kan hulle doen, en hy sê, hulle wil gesond word, en as jy melaats was, kon jy glad nie weer in die samelewing inkom, jy het sweer soos COVID gehad, jy moes iewers in 'n kamer gaan bly, waar jy toegesluit het, en dan genees hy hulle. En dan kom het een terug om dankie te sê, hy sien hoe hy deur Jerigo stap, en hy vat aan die oë van Timeus. Toe hy vir Timeus vra, wat kan ek vir jou doen, toe sê hy, Rabboni, my rabbi, laat ek kan sien, en dan laat hy hom sien. En dan sien Jesaja ook hoe in Betanië vir Lazarus uit die dood uit opwek. Hierdie groot gebeurtenis wat eintlik tot Jesus se dood gelei het, want toe besef hulle hierdie man kan God wees. So hy sien hierdie genesingswonderwerke, maar hy sien ook hoe hy mense se siele binne genees. Hy kom met die vrou van Samaria. Samaritane, weet ons, het nie van Jode gehou nie, want hulle was eers deel van die Noordryk gewees, maar in Jesus se tyd was daar nou van hulle oor sodat afgode aanbid, maar hulle het alles geweet wat die Jode weet. Hulle is eintlik Jode gewees. Kom uit die afstammeling van die ander 10 nasies. En dan sit hy by die vrou by die put en hy vra vir haar water en sy sê, hoe kan jy wat 'n Jood is en jy's nog al 'n rabbi vir my water vra? En julle spoeg op ons en julle dink niks van ons nie. Dan sê hy van, ek het gekom eintlik om met jou spesifiek te sien. Hy was alleen by haar gewees. En dan sê hy vir, ek sal vir jou water gee wat hierdie dors in jou, hierdie inner child in jou wat geen man kan genees nie, want hy sê van, jy weet, jy het al 5 gehad. En wat jy eintlik nou soek, jy soek net 'n man wat op 'n stadium vir jou sê, ek waardeer jou as 'n vrou, as 'n mens, maar almal behandel jou soos skuim. Soos maar in die Midde-Ooste, jy weet hoe gaan dit, hoe moeilik gaan dit hier, ons verstaan 'n bietjie ander mense. En hy sê vir hom, en vir, dis wat ek kom doen het. En dit is so mooi in The Chosen, dan begin hy die name noem van haar mans, wat hulle aan haar gedoen het, en dan besef sy, hy is die Messias. En sy sê vir my, wat jy is die Messias. En die blygheid dat die Messias weet wie sy is. En daai genesing van daai kind wat nooit 'n pa gehad het wat haar geag het nie.
word genees daardeur. Dit klein, dis al ding wat haar stikkend gemaak het in haar lewe, en hy gaan sê vir die ander, kom, julle met julle stikkendheid, ek het die Messias gesien, en die hele dorp kom na haar toe. Hy loop na Timeus, gaan hy by Saggeus verby. Saggeus was 'n ryk Joodse tollenaar, wat 'n klein kort mannetjie was. Nou kort manne het baie keer die kort mannetjie syndroom, dat hulle moet wys hulle is groot. En sy pa het obviously vir hom gesê, jy weet, jy's te klein om ooit 'n sukses te maak. En hoe maak hy 'n sukses? Hy is slim gewees. Deur ouens te tax, wat hy nie hoef getax te was, hy is 'n tollenaar gewees. En hy maak baie geld, maar die tollenaar, die mense haat hom eintlik, hulle respekteer hom glad nie. Sodat as Jesus daar deurkom, dan staan hy nie tussen hulle, hy gaan klim in 'n boom, ook omdat hy kort was, om vir Jesus te sien. Hy wou vir Jesus sê. Want miskien kan Jesus hom sê. Wat is die kans? Wat doen Jesus toe hy aankom? Hy sê, Saggeus, klim van die boom af, ek gaan vandag by jou eet. Ek wil en hy sit en spreek vir hulle almal uit. En wat doen hy? Hy sê vir hom, Saggeus, maar die Fariseërs sê, hoekom gaan eet jy by hom? Ek bedoel, weet jy wat doen hy aan ons? Ons haat hom soos pes. Ek bedoel, kom eet by my, sal die regverdige een sê. Hy gaan eet by hom, want hy wil sy innerlike siel genees. Hy wil vir hom sê, ek sien jou. Ek sien jou. Jy's kort, maar jy's volledig geskepsel van God. En hy weet hy is die Messias, en hy doen dit aan hom om vir hom te sê, ek sien jou. Wat sê hy dan? Ek sal die helfte van my goed weggee, 7 maal. Dis nie vir my meer belangrik nie. Wat my belangrik is Jesus was by my aan huis. Jesus ken my naam. Hy het by my tuis gegaan het. Dis wat hy vir hom sê. En dan hoor hy Jesaja, hoe een van Johannes is dan op, Johannes die doper word gevang. En dan stuur hy een van sy disippels om vir Jesus te vra, maar is hy regtig die Messias? En dan sê Jesus vir daai een wat gekom het, gaan sê vir Johannes die volgende. Hy sê, blindes sien, lammes loop, malaatses word gesond gemaak, dowes hoor, dooies word opgewek, en die evangelie word aan armes verkondig. En Jesaja het alles nou gesien. En wat doen Jesaja? Hy gaan terug. En dan sê hy vir sy mense, Israel sal die mag van Jahwe sien, eendag. Blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, en lammes sal kan rondspring soos takbokke, en stommes sal kan sing. Hy dik dit nogal aan, hè? Hy het gesien hoe spring daai man wat kon loop. Hy sê, bemoedig sal die wees wie se hande lam hang, wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk. Moenie bang wees nie. God is hier. En hierdie profesie wil vandag vir jou waar word. Dat hy jou vandag gaan net nie jou fisiese behoeftes nie, dit is daai geestelike Humpty-Dumpty stikkendnis van die gebroke kind in jou. Hy wil hom genees. Dis is ons die Bybel lees, dis hom van toepassing maak. So ek het vir julle nou Jesaja se profesie ontleed. Nou gaan ons kyk of jy hierdie genesing nodig het, of die kind in jou die genesing nodig het. En ek dink nogal aan die kinders wat hier sit. As my ma en pa iets aan my lank terug gedoen het, dan is dit nou, weet omtrent 150 jaar gelede, maar joune was dalk gister gewees. So dieselfde is van jou op toepassing. Okay. So, jy weet, wie is hierdie gebroke, arme kind in ons? Nie arm kind nie, 'n emosionele, verwaarlose kind in ons. Dit is, en ek gaan 'n klomp goed vir julle sê, om van 'n klomp kante af te kyk, maar dis iemand wat nie, soos Dawid kan sê, die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Dis van die wat ons nog nie gedeel het met die NEC in ons, is daai neglected emotionally child in ons. So is die eerste vraag, kan jy regtig sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie? Ek sal net iets oor Dawid sê. Dawid was eintlik, hy was in die veld gewees omdat hy nie by die huis welkom was nie. Mense weet dit nie altyd nie. Hierdie Dawid. Maar hy het daai geskryf want hy het gedeel met hierdie neglected emotional child. Dis hoekom ons so van sy psalms hou. Mense, NEC kinders het 'n tekort gehad of het tans 'n tekort, maar daai tyd toe hulle klein was aan aandag. Ek sien dit vandag baie maar die kinders vat hulle ouers se gesigte en druk die foon so weg. Dis skrikwekkend. Geloof van jou dat jy sal iets kan doen. Veral tweede, derde, vierde en kinders, want die oudste kind word baie keer, daar's baie geloof in die oudste kind. Erkenning vir dit wat jy gedoen het.
Geleenthede om te gaan studeer, net die oudste gewoonlik moet gaan en dan moet ons maar kyk wat met die laaste gebeur en as hulle daar opkom, is al die geld en geleenthede op. Het partykeer 'n tekort aan speelgoed gehad, jy weet. Wat so graag daai karretjie gehad het, maar van ons het in armhuise groot geword. En van ons het te min kos, klere en veiligheid beleef. Vandag is veiligheid nogal 'n regtige veiligheid, maar emosionele veiligheid. En 'n gebroke ons het tekort aan gesonde verstand by ouers gehad baie staan. Ek sal net hoe ouers iets sê. Okay. Hierdie gaan nie om ouers swart te smeer nie. So die vraag is, jy weet, dink jy het een van daai goed dat jy 'n tekort aan gehad toe jy klein was? Ek wil nie hoor wat jou vrou sê, ek beseker vir Susan vertel die goed waar ons gaan, sy sê, ag, is sommer nonsens. Tot sy my boeties en sissies hoor vertel, verstaan jy? Dan besef sy. So moenie vir jou vrou vra of sy dink jy het arm groot geword of jy het te min speelgoed gehad, sy gaan obviously sê, jy het te veel gehad, verstaan jy? Of jy moet vir jou man vra, dink jy ek het genoeg skoene gehad? Hy gesê, jy het hopeloos te veel gehad. Okay. Maar ek wil nog dieper gaan. Ek wil 7 eienskappe, rooi lig eienskappe gee van mense vandag, hoe jy is wanneer jy 'n neglected child was. En as 2 of meer van hulle waar is, moet jy weet hierdie preek is vir jou. Okay, ons gaan dit doen, ons gaan nog dieper gaan in die rabbit hole. Dis is 'n rabbit hole ook. Hulle voel baie keer 'n onversaagbare leegheid in hulle. Hulle is suksesvol, hulle ry die kar, hulle het die boot, hulle het die vliegtuig, hulle het die vrou, die kinders, of sy die man, sy die beroep, maar daar's 'n leegheid in hulle. Dit is wat daai Logan daai tyd gesê het, hy het alles, maar hy's leeg. Tweede ding, hulle sukkel om gelukkig te wees. So, as ek vir jou vra, wat is die ongelukkigste dag in jou lewe, dan kan jy dit nogal sê. Jy weet, daai dag toe my eerste ou my afgesê het en ek byna selfmoord gepleeg het, dit is 'n ongelukkige dag gewees. Of 'n meisie het my afgesê, maak nie saak nie. Maar as ek sê, wat is die gelukkigste dag in jou lewe gewees? Ek sê nee, nou moet ek 'n bietjie dink, jy weet. Die gelukkigste dag, sê bietjie weer die gelukkigste dag, 'n bietjie sukkel om te dink, jy weet, is dit die dag toe jy getrou het, maar goed, as jy weer geskei, jy weet, wat was dit nou gewees? Dis nie goed wat ons net kan bedink nie, is nogal weird. En dan, jy drift deur die lewe soos om in 'n rivier af te dryf, maar jy is op pad, jy weet nie waartoe jy gaan nie. Dis amper soos die moslims sê, inshallah, ons sal maar kyk waar die Here my uitbring, verstaan jy? Jy het geen doel in die lewe nie. Jy het nie, as ek sê, wat is jou elevator pitch, dan sê, wat wil jy met 'n elevator pitch, verstaan jy? Of, wat is wat jy wil hê in die lewe? Waar wil jy eendag bly en sê, ek weet dit nie. Of, jy sukkel met betekenisvolle verhoudings in stand te hou. Dis eintlik wat sielkundige sê, as jy dit nie kan doen nie, dan is jy eintlik heavy gebroken. Dit is goeie verhoudings met jou pa en jou ma, ten spyte wat hulle aan jou gedoen het, jou broers en susters, ten spyte van wie hulle word en was, en wat hulle jou doen, belangrike vriende in jou lewe, verstaan jy, mense by die werk wat jy mee maar daarin slot. En dan, dink meer negatiewe as positiewe gedagtes. As hy sê, ek wil gou weer jou bel, ek moet dringend met jou praat, ja, wat het jy fout gemaak, jy weet. Jy dink nie, waarvoor het hy my dalk nodig nie? Jy weet, jy gaan altyd daai. En as iemand iets sê, dan gee nie benefit van die bout nie. Ja, jy weet, daai gedrag wat ons het, daai negatiewe goed. En dan, oorsensitief, oor enige kritiek. Kan nie sien dat iemand jou wil beter maak, en nee, kraak my net af, want dit is maar, wat my pa en my ma altyd, of weet wat ek, die onderwysers altyd my gedoen het, daai, verstaan jy, het kom daarvan af. En dan, die ergste is dalk verslawe en afhanklikheid. En dan is dit pille, dis drank, dis dwelmmiddels, ons sal net dan die lys af gaan, maar ek moet ongelukkig sy selfone is deel daarvan, verstaan jy? So, ek dink daar is ons almal nou amper half toe nou gevang met die inner child, wat nie genoeg aandag gekry het en gesien het nie. Maar kom ons gaan nog 'n bietjie dieper. Mense wat 'n inner child het wat gebroken is, koop partykeer te veel en onnodige goed. Byvoorbeeld, daar moet nie 10 sokkies wees nie, daar moet 50 wees. Want jy wil opmaak vir die keer wat jy geen sokkie gehad het. En jy net een paar tekkies gehad het. Ek onthou my boetie het verstaan van my ma gesê, weet hy, sy tekkies is nou op, jy weet, hy was die laatlam. Dink toe was die geld ook al op, toe sê sy, jy regtig tekkies, nou sê nie, maar dis okay, hy sê, wel, hy tekkies is op gewees, jy weet. So, nou is daar baie. So, jy wil alles versamel ook, wat jy nooit as 'n kind kon koop nie. Want jy wil hierdie oksitosine wil jy laat afskei in jou om te voel, luister, jy weet, die goed maak het ek geliefd voel. Jy pak dit ook uit en kyk daarna. So dis 'n gebrek aan armoede, aan klere, veiligheid, speelgoed. Ek wil, jy weet eintlik.
Ek wil nie sê alle goed is patologie nie. Daar's gesonde goed. Jy kan goed versamel, maar dit moenie die ding wees wat jou dryf in die lewe nie. Verstaan julle? Dan afhanklik word daarvan nie. Jy koop te veel kos. Ek wil die kosaholiek se yskas is vol, maar hulle koop nog blikkies, nog goed. Is asof hulle dink die wederkoms kom, want hulle daai tyd in Suid-Afrika, nou moet ek genoeg hê. En dan eet hulle ook te veel, want dit laat jou goed voel. Die dopamine afskeiding vir al sjokolade is great vir jou as jy sleg voel. Maar is nie great vir jou gesondheid nie, maar so verstaan julle wat dit vandaan kom. En jy kry mense, hulle versmoor jou, as jy vriende met hulle word, hulle kom spring op jou, hulle is op jou. Want hulle is so bly om 'n maatjie te hê dat hulle nie kan funksioneer op 'n gesonde afstand nie. Of jy wil altyd hê mense moet nou ook op jou wees, verstaan jy? En jy kan nie die verhoudings volhoubaar aan die gang hou nie. En dit is 'n gevolg van 'n armoede aan intimiteit en kommunikasie met jou is. Want dit is die mense wat jy eers mee leer ek is okay. Ek kan so praat. Maar as jy heeltyd wegstoot of jou of nooit met jou gesels, jy gaan op 'n stadium iemand soek. En dan jy soek erkenning by ander mense. Daar's mense, hulle kan nie werk as niemand nie heeltyd vir hulle sê jy's wonderlik goed nie. Jy weet jy moet daai marbles poets heeldag. Jy het seker mense wat vir jou werk. Sê luister man, jy's goed. Ons het jou gesê is okay. Ek hoef nie heeltyd vir jou te sê nie. En dis 'n armoede aan geloof in erkenning vir dit wat jy gedoen het. En ons redes hoekom dit nie gebeur nie. Ek sal net 'n bietjie iets daaroor sê. Baie keer in huise waar jy kinders het wat baie goed is, maar jy kinders wat nie goed is nie. Beskerm die ouers die kinders wat sukkel om nie aan die kinders wat goed doen enige erkenning te gee nie. Is eintlik weird. Verstaan, dit gebeur baie van die huise. Die ma's gaan net eenvoudig nie na enige prysuitdeling toe nie. Gaan nie na gradeplegtige toe, want ons wil die wat dit nie doen nie laat voel dat hulle nou nie goed is nie. Maar dan voel daai ene. En jy stuur daai kind in die wêreld in. En dan weet die projeksie op kinders. Dis 'n verskriklike ding om weet jou pa wou springbok gespeel het, maar hy was te krippel geweest en hy sê nou kom jy verby. Nou gaan jy springbok speel. Verstaan? Ons kop daai balle elke dag. Jy kan laat loop dit by jou mond uit, want hy's geprojekteer na jou toe. Nou moet jy daarmee deel en hy stel jy om te leer. Jy wil dit nie doen nie. Dis sy droom, sy jou droom, nie? En dan sit jy met daai probleem waarmee jy moet werk en partykeer wil jy dan nie eens 'n kind hê nie, so gebroken is jy daaroor. En dis 'n armoede van gesonde verstand en verwagtinge by ouers. Ek verstaan wat ek vir julle wil verduidelik. En dan die ernstige fisiese intimiteitsgebrek wat baie mense in huwelike beleef, plainweg omdat daar mishandeling was. Ons praat nou van molestering, verkrachting, dis ernstig. Dan het jy regtig genesing nodig. En jou siel het genesing nodig. En dan miskien die toets wat ons almal, dis omtrent die guardrail hierdie, hulle stil hulle pyn deur verslawings. Onthou, ons almal wil dopamine, endorfine, oksitosine laat afskei, dit laat ons goed voel. Dit ons ouers het nie vir ons gegee, dan kry ons later, as jy dit kan bekostig, 'n plaasvervanger daarvoor, en dis pille. Maak die drank, maak ons die pyn stil. 'n ander man, 'n ander vrou, want jou vrou kyk nie meer so mooi na jou nie, of whatever, pornografie, selfone, sport. Dis waantoe jy vlug, want jy sort nie goed uit nie. Nie in verhoudings nie, ook nie met mense nie, want jy is heeltyd op soek na hierdie nuwe goed wat jy kan kyk en sien ensovoorts. So weet ons nou wat die selfone aan jou doen, en dis die ding met kinders. Jy is later nie genoeg vir hulle, niemand is genoeg vir jou nie. Niks is genoeg nie. So ek weet nie of jy nou al iets gesien het hier nie. As jy nog nie iets gesien het nie, dan is jy okay. Verklarings hiervoor vir die emosionele armoede is eenvoudig dit. Life is difficult. As jy dit nie weet nie, die lewe skuld jou ook niks nie. Vra vir koning Dawid. Ek het sy pa en ma, Isaia in Nutsewet, het hom eintlik uit die huis uitgestoot. Hy het psalms daaroor geskryf. En die rede daarvoor was dat sy pa op 'n stadium skaam was om met sy ma getrou te wees, want onthou sy oupa was sy ouma was Rut gewees en Boas, en Rut was 'n Moabiet gewees. En eintlik was hulle nie, volgens die letter van die wet, mag hy nie eintlik met die Moabitiese vrou getrou het nie. En op 'n stadium het hy skuldig gevoel toe sê, nee, dit se wet moet weggaan. Maar hier storie staan nie by ons, die rabbies vertel dit. Maar hy wou nog 'n kind gehad, dit kind was rykdom geweest, en toe wou hy by Nutsewet, wat sy vrou se naam was, 'n diensmeisie 'n kind hê, en toe wil sy nie, en toe in die nag toe ruil sy in Nutsewet om, en toe raak sy swanger met Dawid. En dis, julle weet as jy met die Ooste hierdie, toe wil die seuns hulle ma doodmaak.
En toe sê Isaai, nee, ons gaan nie dit doen nie, daar gaan die skande uitkom. So Nitsewet kan bly in die huis, sy's nie meer my vrou nie, maar Dawid mag nie in die huis bly nie. Ons ken nou 'n storie, en toe Samuel aankom om dis al die seuns daar. Hy gaan nou in die koningssaal, waar's Dawid? Wat wil die Dawid? Of hy sê, waar is nog 'n seun? Hy sê, ja, daar is nog een, hy is in die veld. Hoekom is hy in die veld en ander? Want hy is nie welkom gewees nie. Maar wat het hy reg gekry? Hy het gesê, ek gaan nie toelaat my ouers my breek nie. Ek sal dat die Here, Jahwe, hy gaan my herder word, verstaan jy? Maar ouers, hulle doen sulke goed, verstaan jy? Sal net sê, wat maak jy met hulle? Daar's iets om met hulle te doen, dan help dit jou ook. So, hoe lyk 'n genesende, hoe voel 'n genesende kind? Dis hoe jy moet voel. En daar's 4 emosies, tevredenheid. Iewers mense sê, dis genoeg is genoeg. Dis okay, ek het nog nodig nie. Jy moet voel, ek is heel. Ek's okay, ek is heel. Hy kan ook ander mense help om heel te wees. En hulle stikkendheid maak my nie heeltyd is ook stikkend nie. Jy werk van 'n platform van lig en liefde en heel wees af. En jy's entoesiasties om elke dag op te staan. Jy verstaan wat dit is dat die lewe 'n geskenk vir jou is. Want onthou 'n ding wat gebreek is, ek wou net 'n koppie gebring het om jy gegooi het, maar dan moet ek op hom trap, kan nie water hou nie. En as jy te stikkend is, kan jy nie die lewe hou nie. En daarom staan jy op in die oggend en sê, wat maak ek hier? Ek het niks om te doen nie. En jy's vrygemaak van hierdie goed wat met jou gebeur, dis soos dit is. Dis emosies. Hoe is jy? En Deepak Chopra het eendag hierdie gesit, wat is 'n suksesvolle heel mens? Dis iemand wat in staat is om die liefde van God te kan ontvang. Want as jou koppietjie stikkend is, kan jy dit nie kry nie. Ek bedoel, en dis wat nou vandag gaan gebeur met jou, en as jy nie liefde kan ontvang nie, kan jy dit ook nie gee nie. En bewaar die wat saam met jou leef, want hulle kry swaar. En dan die derde ding is om entoesiasties te wees oor die lewe. Dis 'n geskenk wat God vir jou gegee het. Om jou beste te wees elke dag. Die woord entoesiasme kom van die Griekse woord entheos af, wat in God beteken. En dan om 'n intieme verhouding te hê met die drie-enige God. Die raadsman, die Heilige Gees, jou broer Jesus, jou Vader, ons Vader. Hy sê dan kry jy dit reg om 'n heel mens te wees. Okay. Maar nou is die jackpot vraag. Hoe werk hierdie superglue van Jesus nou? Okay, want dis waarop ek nou wil fokus. En wat ek gaan doen, ek gaan 4 fases net vir jou verduidelik. Ek gee vir jou baie inligting, maar as jy preek opsit, jy moet weer daarna kyk. Veral as jy wil, sal jy dit doen. So die eerste fase is dit, jy moet mos na jou eie gebrokenheid sien, en dit het ons nou gedoen hier. Ja, ons almal weet wat is dit bietjie, nee. Goed. En ek dink 'n mens moet, behalwe dit, moet jy ook sien die skade wat dit doen aan ander mense. En aan jouself, om daai ding te bly troetel. Okay. Tweede ding, jy vra vir Jesus hulp. Want hy het gekom om ons heel te maak, maar ook om ons te vat. En wat het Jesus kom doen ook? Hy het ons kom voorstel dat Jahwe is die Vader, die goeie Vader. En Jesus op 'n stadium vir disippels sê, wat 'n goeie pa sal vir sy kind 'n slang gee as hy 'n brood vra. Julle ken daai gedeelte. Hy sê, hoeveel te meer my Vader wat in die hemel is. En hy wil jou vat na die Vader toe. As jy van sê, ek het hulp nodig, sê ek gaan jou na die Vader toe vat. En dis wat hy nou gaan doen. En ons gaan hierna sien, hy gaan jou ook na die Heilige Gees toe vat. Want Jesus is die brug na hulle toe. En snaaks, sy glue is vandag die liefde van die Vader en die liefde van die Heilige Gees. En dis wat jy vandag gaan beleef. Okay. So, as jy by die Vader kom, dan wil die Vader vir jou sê, my kind, ek wil net vir jou sê, jou hele lewe het ek aanskou. Dan gaan ek vir teksverse gee met oor jou spoel. Hy sê, ek het jou gevorm, en hy noem jou by die naam. Ek het jou aan mekaar gewewe van die skoot van jou moeder. Ek het jou op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Maak nie saak wat jou fisiese pa en ma sê nie, en jou boetie sê en jou onderwysers gesê het, en jou ex gesê het nie, ek sê vir jou, ek wat jou gemaak het, dis hoe ek jou geskep het. Nou moet jy al begin voel hoe die heel word in jou vloei. Want dit is die skepper wat dit vir sê, dis die Vader wat jou geskep het, en sê jy glo, hy het jou nie geskep nie, hy het jou bedink. Hy sê, en hy gaan aan, hy sê, ek is die een wat jou paie gelyk gemaak het. Toe jy gevra het, maak my paie gelyk
Waartoe moet ek gaan? Geef my 'n beurs, geef my 'n werk. Hy is die een wat deure vir jou oopstoot. Dis ek daai. Ek is by jou gewees. Hy sê, en ek is daar gewees toe die bose en allerlei goed jou heeltyd uit my hand wou ruk en ek het jou vasgehou. Ek het jou bewaar van onheil. Ek het jou op die regte pad gehou tot eer van my naam. Ek het jou by my tafel laat aansit. Ek het my goedheid en guns jou laat agtervolg soos honde saam met jou stap. Dis wie ek was, maar ek het jou altyd in die oog gehou, want jy is my kind. Ek ken jou by die naam. Hy sê, en selfs nou dat jy oud is, Willie, sal ek jou onderhou. Hy sê, ek het jou gemaak, en ek het jou gedra, en ek sal dit steeds doen. Daar's mos daai mooi storie, van die iemand wat gedroom het, dat hulle loop saam met God, en dan is daar twee spore in die sand, en op staan is daar net een spoor, en dan sê die een, maar, dankie dat jy saam gestap het, maar waar was jy nou, toe ek so alleen was? Toe sê, nee, daai spoor, is die spore van my, toe ek jou gedra het, toe jy nie meer kon nie. Hy sê, ek sal dit altyd weet, dis wat die Vader vir jou wil sê. En dit is wat Dawid beleef het. En dan skryf Dawid in sy psalm, bekendste psalm, die Here, eintlik staan na Jahwe, die Here God, en ons sal sê, die Vader is my herder, ek kom niks anders kort nie. Hy het my gesien, het al my prestasies gesien, hy was daar. En hierdie ding moet bietjie oor jou vloei. Want die neglected child kom van ouers af, wat eintlik vir jou 'n slang gegee het, jy brood verwag het. Verstaan jy? Ek gaan net sê hoekom hulle dit gedoen het, maar die punt is hoe jy dit ervaar het. Maar die goeie, ewige, volmaakte Vader sê, ek onthou, ek is eintlik jou pa. Hulle moes my kom verteenwoordigheid, maar sien vir my agter dit. En dan, die tweede ding is, Jesus sê, kom stap saam met my na die Heilige Gees toe. Ons gaan nog verder gaan hiermee. En dan, wil die Heilige Gees sê, ek wil jy met my vat, na al die bekertjies toe, wat jy in jou kas gesit, vir al die tennistoernooitjies wat jy so gewen het. Die tennistoernooie wat jou maale nooit bygewoon het nie, want Sissie kon nie tennis speel nie. Sy kon nie 'n netbalbal gegooi het nie. Maar vir jou, het hulle nooit kom kyk nie. Nooit trots gewees op jou nie. En dan wil die Heilige Gees vir jou sê, mooi so my kind, vir jou prestasies, jy het goed gedoen, ek is trots op jou. Jy moet die tyd goed skuif, jy moet sien hoe die Heilige Gees dit daar vir jou sê, want dit is jou heilige moeder in 'n sekere sin. Jy moet daai woorde hoor, dis woorde wat in die Bybel gesê is, Jesus het in gelykenisse gebruik, nou hoor jy dit, ek sien dit, ek het dit gesien. En dan vat jy die Heilige Gees saam in jou plakboek toe waar jy 3 gedruk het en jou pa het nooit eers een van jou baie 3 gesien nie. Want hy was met ander goed besig. Dan sê die Heilige Gees vir jou, kryt my seun, jy woeker met jou talente. Hierdie 3 van jou is nou nie op YouTube nie, maar hy is in my gedagtes vasgepen. Ek sal altyd onthou. Seuns like dit om 'n 3 te druk. En dan vat jy die Heilige Gees na daai meisies wat jou geboelie het op skool, omdat jy sproete gehad het en hulle dit nie gehad het nie, omdat hulle gang was en jy die outsider was. Dan moet die Heilige Gees jou vat en vir jou wys, kyk die wonderlike maat wat jy gekry het, of jy 'n man of 'n vrou is, en daai maat maak jou heel. En dan moet jy vir daai dogtertjie gaan sê, dis okay, hierdie maatjies beteken niks nie, boelie was sleg geweest, maar kyk wat het ek gekry in my lewe. Kyk wat het die mooi deel wat die Here vir my afgemeet het. En dan voel jy content en heel wees. Jy sê jy verruil daai ongemak gevoel en ek was geboelie en daai verskoning los jy en sê ek leef vanuit 'n plek waar ek heel is. Die lewe het 'n verloop en God laat alles ten goeie meewerk en ek sien dit en ek gaan sê vir die kind, dis okay. Hierdie is baie meer as daai. En dan vat jy die Heilige Gees na die dag toe jou pa se graf, toe jy daar gestaan en gehuil het en gesê het, niemand weet hoe sleg het vir my was, toe my pa dood is, of in egskeiding weggestap het nie. En dan laat jy die Heilige Gees jou sien, daai nuwe pa wat hy vir jou gegee het. 'n Nuwe pa wat op 'n manier probeer goed wees het vir jou. En ten minste 'n pa was, en van daai nuwe pa's is great, en party mense het nou 2 ma's en 2 pa's. Ek sal nie sê dis ideaal nie, maar dis deel van God se
genade. Is dit nie so nie? Want kinders wat die egskeiding gaan kry geweldig swaar, maar mens kan sê, kyk wat gee die Here dan nou vir my. Dis deel van sy heelwees. Dis sy kompromie wat hy maak met die wêreld. En dan vat jy die Heilige Gees na jou kassie toe waar net 2 paar skoentjies is en 'n paar rempies wat hang en dan laat jy die Heilige Gees jou vat buitekant aan die voeltjies toe. Wat net een stel vere het in elk geval 'n hele lewe lank wat so mooi is en dan sal die Heilige Gees vir sê jy sal altyd genoeg hê om aan te trek. Het jy nog nooit, hoeveel het al kaal geloop in die strate? Ek het nog een vir julle gesê nie. En dan sê die Heilige Gees vir jou, dis nie wat jy aantrek nie, dis hoe jy dit dra. Kyk na die absolute lelike volstruis, vinnigste voël wat hardloop. Is dit nou 'n mooi gedierte of is daar enige kleur? Glad nie. Maar my maat, hulle loop so. Jy weet, kyk hoe dit ek kan. En dit gaan nie oor wat ek dra nie, dis hoe ek dit dra, verstaan jy? Dis daai ding, ek het nog nooit 'n lelike bruid in my lewe gesien, want sy voel mooi. Laat jy mooi voel oor dit wat jy het en dankbaar wees vir wat jy gekry het. En dan wil ek hê die Heilige Gees moet jou na jou pa en jou ma toe vat. Want hulle is mense wat in 'n ander tyd as jy groot geword het. En baie van ons, van julle wat baie om sy ouers het arm groot geword, hulle het net daar in die depressie gekom. En hulle het die geleenthede gehad en te swat nie so werk was dit as hulle net vir jou 'n kledingstukkie kon gee, was dit vir hulle goed geweest. Hulle het nie die TV gehad en al die goed wat ons het en goed verstaan nie. Hulle het min goed verstaan van ouerskap. Hulle het hulle ouers gehad as ouers. So kyk na hulle en sê ek vergewe jou. Want obviously jy soms nie geweet wat jy doen nie. Presies wat Jesus gesê het aan die kruis vir die mense wat hom kruisig. Jy vergewe hulle. Hy sê is okay. Dis okay. Kyk wat het die Here vir my gegee. Ek is baie lief vir julle, maar my Vader wat in die hemel is en die Heilige Gees en Jesus is hierdie volmaakte gesin en dis wat Jesus kom doen uit my daar opgesit. En dan sê jy geglo. En dan sê hy ek kan optree van 'n plek van genoeg. Ek het genoeg gehad op 'n positiewe manier. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En ek wil 2 goed sê nou, want die preek is nou amper verby. Ek hoop vandag het jy terwyl jy sit, het die Heilige Gees jou begin glo. Maar dit is nie 'n proses wat net altyd verby is nie. Dis soos vergifnis ook, verstaan jy? Jy moet meganismes in plek sit dat wanneer daai inner child wil opstaan, dat jy die inner child in die bed kan sit. Kom ek verduidelik vir julle. So, maar nou maak ek hierdie preke, nee, ek vat my ure en ek bid en stoei en doen al ander goede. Nou sê ek dan loop ek hier uit. En dan sê niemand vir julle is my, weet dit was nice of so nie. Dis nie om die kerk toe kom ons om na my te luister, vir my te sê, dis goed nie, verstaan, wat se kind is dit wat nou wil sê tog net vir my, dit was vir jou lekker geweest. Ek wil is childish, man. Maar wat moet ek nou maak? So wie wat maak ek? Ek klim in my kar, en ry ek huis toe. Dan is Jesus saam met my in die kar. Dan sê ek vir hom, hoe dink jy het my preek gegaan? Partykeer sal hy sê, ja, hy weet ek moet elke week een doen, is nie te bad geweest nie, maar hy sal sê, hy dink hierdie was nogal vir hom die kernpunte. En hy het gesien, weet jy, of hy het gesien, Stefan het sy kop geknik, en hy dink hy het ten minste gekry, en Piet het nogal ingemoogelijk. So, weet hy sê dat, ek dink 2 mense het ten minste gevang, verstaan jy, en ek dink jy het jou best gedoen. En dan sê hy die woorde van, jy is jou min aangestel, maar jy het goed gedoen. Ek bedoel, hy is daar, hy is sy gees by my, en dan sê hy dit vir my, en dis vir my genoeg. Ek doen dit nie vir goedkeuring nie. Ek doen dit my allerbeste vir die allerhoogste. En nou moet ook vrede maak dat jy nou nie Annie Stanley is, of weet jy, met wie jy is, mens nog nie mal wees nie. Dis wat ek doen. So wat ek vir jou wil sê, as jy hier uitvind dat jou inner child is dit, dan moet jy 'n manier vind wat die Heilige Gees, tot jy dan by die punt kan uitkom en sê die Here is my herder. En dis vir my genoeg. Ek het nie julle goedkeuring nodig nie. Ek wil my beste vir julle gee om julle voor die Here te kry. Hierdie gaan nie oor my nie. So weet, moenie gaan soek by plek waar jy nou nie goed gaan kry nie. Gaan na die Vader toe en laat hy eerlik vir jou sê dan, of jy weet dit was nie goed of dit was goed geweest. Ek wil afsluit met 2 aanhalings. Die ou wat die boekie geskryf het, The Horse, The Boy, The Mole and The Jackal, het nog 'n boekie geskryf, Always Remember. En hy sê in die boekie,
I don't think even the river knows where it's going until it reaches the sea. En ek hoop vandag het jy weet wie ingekom het nie eens geweet van die inner child, want dis ons onderbewussyn, het Freud gesê, kom op, en dan weet jy nie eens, ons is blind daarvoor. Die see wat jy gesien het is hoe jy kan wees, en wat die Here vir jou kom gee het, en dis om tevrede te wees, heel te wees, entoesiasties te wees, vrygemaak te voel, om liefde te kan kry by die Vader, en dit te kan gee, en entoesiastiese lewe te kan wees, en 'n innige verhouding met God te hê. En dan vir Humpty Dumpty te sê, dis okay. Jy weet, jy is geglo, die Humpty Dumpty in jou. Dat jy voel jy's 'n rivier wat vloei van vrede, wat vir ander mense die water van stilte kan word vir rus vir hulle. Want jy kan dit nie wees as jy 'n onstuimige rivier is wat nie weet waartoe jy gaan. Eerste aanhaling. Tweede aanhaling sê hy, be patient with yourself. Shouting at a flower won't make it bloom. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde, na watersvares is, lei hy my heen, na watersvares is, lei hy my heen.